Ja, my ou vriende en broers en susters. Ek het iets interessant geluister. Ek gaan hom weer vertel hoe die ou vooruit gekom het. Die hel is 'n werklikheid. My broers, om die hel vry te spring, is kom dien die Here. Nou, een ou, dit was 'n ware verhaal. Enige sulke ou Sondag altyd kerk toe gegaan, hy het sy vrou en sy dogter saamgesleep kerk toe. En op 'n dag toe val die ou dood neer. En die ma lewe, maar die ma het die geld gesoek. Jy weet, en alles het vooruit gegaan op die wêreld vir hulle. En daar gaan sy ook dood. Nie te lank nie, toe moet die dogter 'n keuse maak. Sy kies toe haar ma se sy. En want haar ma was ryk en het al die mense na haar graf toe gekom en die dogter sê, ma is ryk, ek gaan ook ryk word. Eendag toe hy sê by die Here en sê, waar is my pa en ma? En sy slaap en die engel kom uit die hemel uit en hy vat aan haar arm en gaan op. En toe loop hulle so in die hemel en sy sien 'n groot huis, en die engel sê vir haar, dis jou pa se huis daai. Sy sê, en sy geniet haar pa en sy vra vir die engel, waar is my ma? En die engel sê, kom ek vat jou. Hy gaan daar onder in die duisternis. En die engel kan net 'n sekere ver gaan. Toe sê hy, jy moet maar hierdie tuin vat en dan kan jy sak na die poorte toe. Maar sy hoor gille en allerlei pyniging en al daai dinge. En sy sak toe af. Toe sy so kwaad kom haar ma se stem vir haar op. Red my. Maar sy is benoud en sy verstaan nie die dinge nie. En sy skree vir die engel, trek my op. Hy trek my op en die volgende dag toe word sy wakker. Sy dog, nee, dis net 'n droom. Toe het haar hande 3 graad besering van vuur opgedoen. En sy het net daar gegaan en al haar goed verkoop. Gee vir die weduwees en die haweloses en al daai. En sy het haar reg gemaak vir die Here. Nou dit is 'n ware verhaal van ons tyd. Jy het nie vriende as jy Christen word nie. Nee. Hulle kyk op jou neer en al daai dinge. Maar die ding is, jy moet vashou op die Here. Dis al.